Welkom in die Afrikaanse klas. Vandag gaan ons gesels oor daai ding wat julle almal so bang voor is. En dit is 'n onvoorbereide mondeling. Gewoonlik is dit iets waarteen julle opsien, maar ek wil vir julle vandag help. Die heel belangrikste ding wat jy moet onthou is moenie paniekerig raak nie. Don't panic. You are not the first person who's going to do it. You're not going to be the last. And it's going to happen. It's inevitable. So, die heel beste ding wat jy vir jouself kan doen, is om net rustig te raak. Haal asem. En sê vir jouself, hier is dit nou, en ek gaan nou my bes doen. Die belangrikste ding is dat jy moet verstaan waaroor jy praat. Wat dit baie keer makliker maak, is dat die vrae is gebaseer op jou voorgeskrewe werk. So jou gedigte, jou kortverhale of jou drama of jou filmstudie. Baie keer sal die onderwyser name of plekke of gebeure daar uitneem en vir jou vra om daaroor te gesels. Dit kan jou help, want jy behoort 'n bietjie woordeskat te hê om dit te kan doen. Die belangrike ding is, gebruik alles wat jy in jou Afrikaanse arsenaal het. Everything that you've learned in the Afrikaans class. Just draw on that when you have to make this little speech and you cannot prepare anything before the time. And please try and be as creative as possible. Begin met 'n grappie of begin met 'n idioom wat jy kan onthou. Wees kreatief. Goed. Baie van wat ek nou gaan sê, kan julle ook kry by die voorbereide mondeling les. So ek gaan baie kripties wees en regtig net vinnig hierdeur gaan. Onthou jou woordeskat. Die gebrek aan woordeskat kan jou pootjie. It can really trip you up if you don't have vocab. So that's why it's so important to work on your vocab. Sentence structure, language, idiomatic expressions. You have to remember something of what you've learned through the years to help you in these moments. Hieroor het ons ook gepraat toe ons gekyk het na die voorbereide mondeling. Probeer om hierdie goed alles te inkorporeer wanneer jy nou ewe skielik oor 'n onderwerp moet praat. Dink aan jou uitspraak, jou aksent. Dink aan om oogkontak te maak. Dink aan tempo. Moenie alles op dieselfde toon sê nie. Maak dit so interessant as wat jy kan. Hier is 'n paar onderwerpe wat jy miskien kan bietjie voorberei. It's that little something that you have up your sleeve. It's very general, and it's something that could come up in a situation where you have to do an unprepared oral. Byvoorbeeld, werk ietsie uit in jou kop oor hoe om iemand te groet. En jouself aan iemand voor te stel. Sê waar jy vandaan kom, waar jy in jou familie inpas. Talk about your siblings. Tell something about where your parents grew up and what they are doing. So have these little topics prepared somewhere so that if they come up, you can just take a note from that and do your unprepared oral. Baie belangrik, sake van die dag. Newsworthy things that happen.
if you think about what happened yesterday and the day before, the House of Parliament burned down. Maak sulke onderwerpe in jou arsenaal bymekaar. Skryf dit in jou boekie. Kry die woordeskat daaroor, sodat as jy iemand vir jou sê praat, dan het jy iets om mee te werk. Kyk na algemene gebeure van die nuus. Wat gebeur in Amerika? Wat gebeur in Europa? En soek die woorde, maak vir jou onderwerpies bymekaar wat jy kan gebruik wanneer dit na jou kant toe kom. 'n Belangrike een is byvoorbeeld jou toekomsplanne. Werk vir jou iets uit oor in Afrikaans, dis belangrik. What are your future dreams? What are your plans for the future? Gaan vind uit, hoe sê 'n mens in Afrikaans die Universiteit van Kaapstad? Ek wil na die Universiteit van Kaapstad toe gaan. Ek wil programmering gaan studeer, of ek wil 'n geoktroeëerde rekenmeester word, of ek wil 'n dokter word. Kry vir jou onderwerpe en berei 'n bietjie voor daarvoor, sodat jy dit kan bære, en wanneer jy dit nodig het, dan gebruik jy dit. In hierdie blou boek, ek is nie seker van die ander een nie, is daar 'n hele lys van studierigtings en hoe 'n mens dit in Afrikaans noem en sê. Kry vir jou ietsie bymekaar oor jou vakansieplanne, of dit nou 'n binnelandse vakansie is of 'n oorseese vakansie. Dink 'n bietjie oor waarheen sal jy graag wil gaan as jy oorsee kan gaan. Ek persoonlik sal baie graag Italië toe wil gaan weer. Kry vir jou inligting oor hierdie onderwerpe en bære dit, put it up your sleeve to use on a rainy day. Jou belangstellings, what you are interested in. Sit down and find some words, put it together, and just have it ready when you are in a situation. It will just help you. And then, of course, I did talk about the voorgeskrewe letterkunde. Veral name, karakters, plekke, gebeure. Ons sê dis 'n onvoorbereide mondeling, maar jy kan eintlik baie doen om daai verskriklike spanning van jouself af te haal, deur net 'n klein bietjie skelm voorbereiding te doen vir wanneer hierdie onvoorbereide mondeling op jou pad kom. Die belangrike ding, never lose your sense of humor. You can get through life if you can laugh at yourself and make sure that you don't take yourself too seriously. Hierdie wenke het ek reeds behandel toe ons gepraat het oor die voorbereide mondeling. Julle kan weer daarna kyk en dit gebruik om jou te help om die onvoorbereide mondeling vir jouself 'n bietjie makliker te maak. Ek het klaar gepraat oor woordeskat. Ek gaan dit nie weer sê nie. Julle kan daarna kyk, julle kan na die vorige aanbieding luister. Al hierdie goed gaan jou op die ou end help om 'n beter mondeling, of dit nou voorbereid of onvoorbereid is, te doen. Alle sterkte en maak die beste daarvan.